The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Toe het ek op 'n stadium van my lewe gekom waar ek weer opgegee het, wel nie regtig opgegee het. Ek het my broer gebel en vir hom gevra, luister hierso, dit is nou waar ek weer vra vir hulp. En dit was 'n swaar foonoproep geweest. Ek het met die hele familie gepraat en hulle het vir my gesê, luister hierso, is jy seker jy wil nou help hê, want jy moet hulp aanvaar. As jy nou hulp kry, dan moet jy dit aanvaar en jy moet dit vasvat. Okay. Dis 'n blessing. So, dit was 'n baie swaar oproep. Ek kan onthou, ek het reg voor. Ek het uit my hart uitgehuil. Want ek het so baie mense disappoint. As gevolg van die alcohol en die dwelms wat ek gedoen het. En toe het hy my ingevat en hy het met 'n speler gepraat in Kathu, waar hy werk. Hy werk op die myne daar. En die speler het vir hom vertel van the Miracle Place. En ek het toe, en weet julle wat, actually 2 weke voordat ek hier nou toe gekom het, het ek eendag, ek het in my flat gesit, en ek het gevra vir God, en my sin het net gegaan tot by, ek het gevra vir, ek vra vir, en toe, wie sê vir, toe hoor ek, 'n stemmetjie sê miracle. Ek maak dit nie op, ek sê dit by my duim uit nie, dis wat ek gehoor het, okay. Miracle het ek gehoor. En toe sê ek vra vir 'n miracle, okay. Maar dit het by my hart uitgekom, okay. En toe 2 weke later, Miracle Place. Daai was amazing. Daai het my getouch. Daai het my weer aangeraak. Ja. En toe ek hier aankom, niemand wil reg waar wees by Walt. In my geval, ek wou nie hier wees nie. Dit was warm. En hitte is my groot ding, want ek is see okay, ek hou van die see. Hitte is my baie groot ding, en die hitte was net vir my te erg. Ek dink ek was hier vir 2 of 3 dae, toe begin ek dink, ja, waar is die highway? Kan ek net loop na die highway toe en hike? Hike terug Kaap toe. Maar wat sou dit gehelp het? En ek het besluit om net deur te druk, en my oudste broer het ook vir my gesê, luister, druk net deur, want ek het gesê, luister, dit is warm nie, dit kan nie van dit nie. En toe het ek begin met die lesings, met rooiese lesings, wat nogal baie interessant was hoe dit gewerk het, wat, kom ek sê net vir jou, ek het nie baie gehou van die eerste 2 lesings nie, maar soos wat ek opgegaan het na 3de en 4de en 5de en 6de, ek is nou by lesing 71, 72, ek gaan 101 lesings klaarmaak voordat ek hier weggaan. Want dit werk, okay? Dit werk. As jy 'n lesing doen, dan hoor jy die naam van Jesus, en jy hoor God, en jy hoor
Heilige Gees en jy hoor goeie dinge en jy hoor slegte dinge en jy relate jou eie situasie met baie dinge wat in die lesings aangaan. Maak nie saak hoe jy daarna kyk, okay? As jy daarna kyk, daar's altyd 'n positiewe wat jy kan, ten minste een positiewe wat jy kan uitneem uit elke lesing waarna jy kyk, okay? En as jy net een positiewe daar kan uitvat, is nog steeds 'n baie goeie ding. Dit werk nog steeds vir jou. En hoe meer ek neergeskryf het, hoe meer ek Jesus se naam neergeskryf het, en hoe meer ek Heilige Gees se naam neergeskryf het, en hoe meer ek God se naam neergeskryf het, hoe nader, jy doen dit actually sonder dat jy dit agterkom. Hoe nader jy aan God, hoe meer jy dit neerskryf, hoe meer jy jou opsommings doen, hoe nader kom jy aan God. Hoe nader jy aan God kom, hoe nader kom hy aan jou, sonder dat jy daarvan weet. En stadig maar seker begin dinge te gebeur, okay? Maar jy moet insit. Jy moet insit en jy moet dit doen uit jou hart uit. En jy moet konsentreer op die goed. En jy moet die werk insit. Jy moet onthou, jy is hier vir jouself, okay? Mense gaan net vir jou roemes bring en vir jou sê alles gaan okay wees nie. Okay, jy moet dit doen want jy wil jouself regtig en jy wil 'n beter mens word en jy wil nader aan God tree. Wat amazing is daarvan is dat daar 'n paar dinge gebeur op hierdie plaas wat miracles is. Baie dinge gebeur met my. Daar's soveel dinge met my gebeur. Ek is eintlik bang om vir mense te vertel van want hulle dink ek is mal in my kop. Okay. Kan ek gou 'n voorbeeld gee van een ding wat gebeur? Is ons sit die een dag daar voor in Wally Grobler is die pastoor hierso. Baie goeie, hy vat die nonsens sê, ek like dit. En ek sit af, ek het 'n anxiety pill gedrink. Maar het soos 'n heavy anxiety pill. En veral, ek wat op 'n nuwe plek is, my anxiety het meer geraak, so ek het 2 pille begin drink. En die een dag, ek het uit pille uitgehardloop. En ek het pille georganiseer by die naaste apteek wat obviously Uppington is. Maar ek het een oggend toe sit ons daar en Wally het voorgestaan en praat. Nou as Wally praat, dan moet jy luister. En ek het eens geworry. Die anxiety het so erg ingeskop, ek het eens geworry wat hy sê nie. Ek het amper opgestaan en gesê, luister hierso, ek wil net kamer toe, want ek kan nie wees nie. En ek het gebid. Dit was asof ek nie eens gedink dat ek moet bid. Ek dink God het my net geforseer om te bid. Okay. En ek het net gevra uit my hart, net gevra, asseblief verwyder hierdie spirit van anxiety uit my liggaam uit. Ek wil dit nie voel nie, ek wil dit nie hê nie. En as ek kon opstaan en skree, so ek seker die donkies mal geskree het, okay. Maar ek het myself in toom gehou, maar ek het gebid met passion, okay. Passion. En ek het iets simpels het opgekom. Ek moes ek het gehoor, gaan koop vir jou pakkie noodles by die krokshop en haal die Durban currypale uit en dan drink jy dit. Ek snaaks genoeg 5 sekondes na die gebed het ek al klaar beter gevoel. Opstaan en ek het die Durban currypale gaan kry en ek het koppie gedrink en daar is die anxiety weg. Dit was asof ek moes net vir myself verlig het, vir myself sê, luister, jy het actually anxiety, okay. Ek het anxiety gehad. Maar op 'n manier, 'n bonatuurlike manier, het God daai anxiety weggevat. In 'n instant weggevat. Ek weet nie wat die Durban currypale daarmee te doen het. Ek weet nie of dit deel moet wees van die storie nie. Maar daar was 'n miraculous gebeurtenis geweest, okay. Toe het ek gedink, wow, okay, dis iets waarmee ek gestruggle het, okay. En dis net so, flick of a finger, gone, weg, net na my gebed. Nog 'n ding wat gebeur het is, daar was gesê, ons gaan op uitreikings, en Royes het voorgestaan, en hy het gesê, 'n team gaan Postmasburg toe, 'n team gaan Port Nolloth toe, 'n team gaan hierdie plek toe, 'n team gaan daai plek toe, 'n team gaan daai plek toe. Toe hy Port Nolloth sê, toe sit asof ek het actually langs Sander gesit. Sander weet, hy was langs. Ek het 'n gevoel, het so warm gevoel in my bors gekry toe hy sê Port Nolloth. Ek weet nie of dit
was omdat daar see is, want ek is baie lief vir die see. Maar daar het regtig 'n brandgevoel in my, nie 'n slegte brandgevoel, nie 'n seere brandgevoel, nie 'n goeie brandgevoel. In my bors opgekom en ek wou toe opspring en sê, Royes, ek wil Port Nolle toe gaan. Okay. Maar ek het myself in toom gehou, want weer eens, dis Royes wat praat, jy moet jouself in toom hou, jy moet luister, jy kan nie net opspring en doen wat jy wil hê, okay. Ek het myself in toom gehou, en toe vra hy, wie is al langer as 'n maand hier, en ek steekte my hand op, en ek sê, ek is 27 dae hier so, en toe hy want hy het gevra, of althans hy het gepraat oor Kimberley, of hy het gepraat oor Postmasburg, kan nie ek onthou nie. En toe vra hy, wie is al langer as 'n maand hier, toe sê ek is nog net 27 dae hier, so, maar ek wil ook graag gaan op 'n uittrekking. Toe sê hy, nee, jy kan my jou hand afhaal, want jy gaan Port Nolle toe. So, ek het niks gesê nie. Hy het net vir my gesê, jy gaan Port Nolle toe. Daar was nog 'n ding gewees. Wat amazing was, okay. Sander, jy kan het onthou, en dat was nice. Die gevoel wat jy kry as so iets gebeur, dit is 'n onbeskryflike gevoel, jy verstaan het nie, maar jy weet, dit is God, jy weet, dit is, wat, ek gaan nie sê, jy voel die krag nie, ek gaan net sê, jy voel, wow, God is definitief by my, hy is definitief besig om my te werk, okay. Die derde ding wat gebeur het, is, Andres Royes se seun, het eendag aangekom, en hy het ook al voorgestaan en gepraat, en ek het daai oggend gebid, ek hoor nou hierdie storie, ek het daai oggend gebid, net voordat hy op die stage kom, toe bid ek, want ek het uit koffie uitgehardloop, uit suiker uitgehardloop, uit melkbore, wel, weet, die necessities wat vir my koffie en suiker was, het ek uitgehardloop, en in 'n exam pad, om my lesings te doen. En ek vra toe vir God, seën my asseblief met 'n exam pad, en koffie, en suiker. En ek dink ook, dit is omdat ek baie mense gehelp het in die kamer met koffie, ek kan nie eintlik nie sê, as iemand my vra vir koffie, ek weet hoe het voel om die koffie te hê, so, anyway, toe staan Andres al voor, en hy vra oor Bybelstudie en so aan, en 'n week voor daai gebeurtenis het ons toets geskryf oor een van die lesings, en waar die vraag was, wat se boek kom na 'n sekere boek, en die antwoord was toe Petrus, en my antwoord op my vraagstel was actually verkeerd geweest, maar ek het gesien, op Dougie se antwoord was daar Petrus, ek het nooit Petrus neergeskryf nie. En ek het my vraagstel ingehandig, en dis 'n vraag wat ek actually verkeerd gehad het, maar ek onthou toe Petrus staan op syne, en ek weet nie of hy het reg gekry het, ek het nie geweet, ek ken nie die Bybel baie goed nie, ek weet nie wat se boek kom na wat se boek nie, ek is clueless, en nie meer so clueless, daar's hier en daar 'n dingetjie wat ek geleer het, wel, ek sê baie dinge wat ek geleer het, maar langs toe die kort, die vraag was gewees, die antwoord was gewees Petrus, en ek steekte my hand op. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier, by Speer International, en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie, jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm, dit is myne en Andres Strauss se nommer, bel ons en ons praat met jou. God seën. En Andres sê vir my, jy kan antwoord, en ek sê toe vir hom, Petrus is die boek na wat ook al die vraag was. En dis die regte antwoord.
Ek dink ander is dit meer, hy was nogal surprised dat hierdie Cape Townian geweet het, dis Petrus. En toe hy daar hoor is, of althans toe ek sê dis Petrus, toe al hy R100 in sy sak het en hy gee het vir my. Toe dink ek maar koffie, suiker, exampad. Ek het geen gesprek gehad met anderes voor die tyd nie. Dit was nog 'n miracle, kyk. Dit was nog 'n gebeurtenis wat net gebeur het, sonder dat ek enigiets verwag het, sonder dat, dit was net magical geweest, okay. Dit was amazing. Toe begin ek realize, maar luister hier so, God is definitief besig om in my te werk, okay. Wat ek doen op die oomblik, werk vir my. Ek doen nie lesings behoorlik, ek bly op tyd met my lesings, of voor waar ek actually moet wees, ek het regwaar ingesit. What you put in, you get out, okay, at the end of the day. What you put in, you get out. Always works, okay. So, hoe nader jy aan God tree, hoe nader kom hy aan jou. Dit is net hoe het werk, okay. Mens kan dit nie altyd verduidelik nie, mens kan dit nie altyd, jy kan dit nie vir iemand anders sê nie, jy kan net getuig daaroor. Jy moet dit self experience, okay. Ja, en so dinge maar net aangegaan. Ek het my duties gedoen, ek het op myself gekonsentreer, waar mense vir my gevra het, vir motivering het ek probeer motiveer, hopelik het dit gewerk, maar vir my was die belangrikste ding, sonder om selfsugtig te klink, vir my was die belangrikste, was Rudy, en Rudy se relationship met God, okay, ek praat vir myself hier so, okay, en nog steeds wat ek vandag doen, dit werk vir my. Wat jy die diertjie stap, kijk, kom ons begin oggend. Oggendete, gebed, you put on the armor of God, you pray for the blood of Jesus, in Jesus' name, you read Psalm 91, you go for a walk with the animals, jy gaan feed die animals. Hans wat saam met jy loop en sê, kom ons staan gestil in ons, en ons appreciate net wat ons om ons het, die natuur, die mooie view, die pergietherapie, jy weet net alles, die weer die stilte, en die tyd wat jy het met God, en die tyd wat jy het met jouself, maar jy moet inkom met die regte, ek moet sê, ek het nie ingekom in die regte attitude nie, maar God het baie vinnig my attitude verander, okay, baie vinnig, okay. Vir mense, wat sukkel met faith, soos ek gesukkel het, hoe meer jy die woord Jesus sê, en hoe meer jy bid, hoe meer werk het net, okay. Dit is net hoe het werk. En ek is ook op 'n stadium wat ek nou voel ek is reg om weer buitelewe te gaan, want ek het weer die regte pad begin loop. Die narrow pad, dis nie maklik nie. Dis 'n moeilike paadjie, maar hoe meer jy loop op die narrow pad, hoe breër word het vir jouself, en hoe beter raak het vir jouself. Jy moet onthou, as jy begin die narrow pad loop, gaan het baie moeilik wees. Maar hoe meer jy in Jesus se woord leef, hoe nader jy in God tree, en hoe nader hy in jou tree, hoe makliker word hy narrow pad. Okay. Maar jy moet bly in sy woord, en jy moet bly in sy liefde, en jy moet in tune wees met die Heilige Gees, okay, en hy sal vir jou lei. That's just the bottom line, okay. So, ek wil net weet vir mense sê wat hier na toe kom, wat vir my gewerk het. Wanneer jy 'n miracle place toe kom, hoor nou mooi. Sien, daar is nog iets wat ek aangeleer het by die plaas. Rooi is altyd, hoor nou mooi.
Maar regtig, hoor nou mooi. Jy is nie selfsugtig as jy vir ander mense wil help nie, okay? Maar jy moet onthou, jy is hier, jy kom hiernatoe omdat jy gebroken is, okay? Ergens in jou lewe het iets gebeur wat nie lekker was nie. En jy is 'n gebroke persoonlikheid met 'n gebroke hart. Okay, so jy kan nie nog aan ander mense kyk. Jy moet na jouself kyk, okay? Konsentreer op jouself, okay? Moenie op ander mense konsentreer nie, okay? Konsentreer op jouself, konsentreer om nader te kom aan God. As jy nie in God glo nie, gee jou hart oor immediately. As jy aankom, voordat jy aankom, wat ook al, gee jou hart vir God, okay? Jy kan dit nie doen sonder hom nie, okay? Hoor wat ek vir jou sê. En as jy dit gedoen het, laat jou doop en konsentreer op jouself in jou tyd hierso, okay? Moenie ander mense probeer help nie, okay? Konsentreer op jouself. Daar is mense op die plaas wat vir jou kan help, okay? Help jouself. En God sal vir jou sê, wanneer jy reg en sterk genoeg is, om iemand anders te help, okay? Ek wil ook net sê, my familie, ek is ongelooflik jammer vir wat ek gedoen het, al die drank en die dwelms, daar's geen verskoning vir die manier hoe ek dinge gehanteer het, was completely verkeerde manier, daar's, weer eens, ek sê, daar's geen verskoning vir die, wat ek gedoen het, al die mense wat ek seer gemaak het, wat my net probeer help het. In Bloemfontein toe ek gegaan het, toe my oudste broer vir my basies ingevat het en Benny vir my gestuur het na die rehab toe betaal het daarvoor. Ek het daai geneem en ek het nie genoeg respek gehad het vir daai feit nie en ek het dit net alles teruggegooi in die gesig. Daai was nie reg gewees nie. En wat ek gedoen het hier in die laaste 6-7 jaar, ek is oneindig jammer vir wat ek aan my ma gedoen het, vir wat ek aan my broers gedoen het, die rest van my familie, ek is verskriklik jammer. En ek is dankbaar vir nog 'n kans wat julle my gee. En hierdie keer gaan ek dit vasvat en ek gaan regmaak waar ek verkeerd gemaak het. Okay. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het is ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.